As u wil, kan u Bybels oopmaak by Markus 15. Die 2020 vertaling sal hier op die TV wees. Ons gaan die eerste 15 verse van Markus 15 lees. Voordat ons gaan lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons het daar in die begin van die erediens aan u die lof gebring, aan u wat op die troon sit en aan die lam. Kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Here, ons God, ons liefdevolle Vader, die een wat aanhou om ons lief te hê, aanhou om ons u guns te betoon, ons te oorlaai met genade. Here, terwyl ons in 'n stikkende wêreld leef, die ander dae van die week waar ons so bewus is van die wêreld en sy dinge, besef ons maar net opnuut weer vanoggend hoe uiters kosbaar dit is om so in u naam by mekaar te mag kom. Dankie Here dat u dit so gewil het, dat daar 'n dag is, 'n oomblik is, 'n tyd is, wat ons so met u kan deurbring. Ons wil bid, dat u in hierdie oomblikke ons sal omvou met u teenwoordigheid, dat u met ons sal praat, dat iets van hierdie boodskap, daardie dag, waar ons heiland voor Pilatus gestaan het, en dit wat hy daar moes verduur, ons lewens, die herinnering daaraan, ons lewens onherroepelik opnuut weer sal verander, tot eer van u naam. Amen. Markus 15. En dadelik, die oggend vroeg, die leierpriesters met die familiehoofde, skrifkenners en die hele Sanhedrin beraadslag. Hulle het Jesus toe geboei, weggeneem en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus vra hom toe: "Is u die koning van die Jode?" Hy antwoord hom: "U sê dit." Leierpriesters het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus vra hom toe weer: "Antwoord u niks nie? Kyk hoeveel beskuldigings bring hulle teen u in." Maar Jesus het steeds niks geantwoord nie, sodat Pilatus verwonderd was. Tydens elke fees het hy hulle op hulle versoek een gevangene vrygelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas, wat gevange geneem is saam met die rebelle wat moord gepleeg het tydens 'n opstand. Die skare het na Pilatus gegaan en gereed gemaak om te vra dat hy soos gewoonlik sal optree. Pilatus vra hulle toe: "Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat?" Hy het immers geweet dat die leierpriesters hom uit afguns oorgelewer het. Die leierpriesters het die skare egter opgestook dat hy eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. Pilatus het hierop gereageer en weer vir hulle gevra: "Wat wil julle dan hê? Moet ek met hom doen wat julle die koning van die Jode noem?" Hulle het opnuut geskreeu: "Kruisig hom." Pilatus vra toe vir hulle: "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Maar hulle het nog harder geskreeu: "Kruisig hom."
Pilatus wou die skare tevrede stel en het Barabbas vir hulle vrygelaat, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Tot daar, ons teksgedeelte. Ons is besig met 'n reeks op al 3 preekpunte, hier Koedoeskop, Rooiberg en Kromdraai. Elke Sondag die teksgedeelte, selfde teksgedeelte, maar ander predikers. En soos die Heilige Gees ons lei, het elke prediker 'n spesifieke aanslag, spesifieke hoek waaruit ons kyk. Ons het aanvanklik begin met die eerste Lydenssondag met Nikodemus, die disipel van die nag, wat na Jesus toe gekom het, vir hom kom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Tweede Sondag was die intog in Jerusalem. Derde Sondag die reiniging van die tempel, die feit dat God voortgaan en dat hy onstuitbaar is in sy bemoeienis met ons. Vierde Sondag was Judas en Maria, toe Maria Jesus se voete gesalf het. Verlede Sondag Jesus in Getsemane. Vandag Jesus voor Pilatus. Volgende Sondag dra Jesus sy kruis na Golgotha. Goeie Vrydag, kyk ons na die oomblikke wanneer hy aan die kruis sterf. En Opstandingssondag het ons 'n gesamentlike Paassangdiens en 'n nagmaal om 10 uur hier by die kerk. Wil jy net daarop wys, dit verskil van die kalender. Die Vrydag, Goeie Vrydag, gaan ons nie nagmaal hou nie. Elke preekpunt kom gewone tyd bymekaar en ons het die gewone preek rondom Jesus se sterwe aan die kruis en dan die Sondag, Opstandingssondag. Kom almal, Kromdraai, Rooiberg en ons op Koedoeskop hier bymekaar vir 'n gesamentlike Paas- en Opstandingssangdiens en 'n gesamentlike nagmaal. Dit gaan verskriklik lekker wees. Kom ons kom terug na ons teksgedeelte toe. Jesus voor Pilatus. Al 4 die evangeliste het hierdie verhaal, 'n beskrywing, 'n hoek waaruit hulle kyk na wat het daar gebeur. Johannes skryf die meeste. Daar word allerlei dinge geskryf wat in daardie tyd gebeur. Pilatus 'n vrou wat 'n droom gehad het, wat na Pilatus toe gekom het. Pilatus wat sy hande in onskuld gewas het. Die volk wat geskreeu het, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Al daardie dinge kom by, soos wat die ander evangeliste dit onthou. Markus het een fokuspunt. Hy het 'n woord waarop hy fokus en waar hy sy gebeure wat daar gebeur het rondom bou. En die dominee gaan julle weer Grieks leer vandag. Die Afrikaanse woord is oorgelewer, uitgelewer. Letterlik beteken dit oorgegee. Die Griekse woord is paradidomi. So die kern van die woord is didomi, dit is om te gee, en para is om oor te gee. Ek tref altyd vergelykings, want hoe onthou 'n ou so woord? So ek onthou dit gewoonlik, didomi is 'n para. Nie didomini nie, dis 'n ander woord. Paradidomi. In die vorige hoofstuk,
in hoofstuk 14 vers 10 staan daar dat Judas Iskariot, een van die 12, het na die leierpriesters gegaan met die doel om hom aan hulle oor te lewer. So Judas het gegaan en hy het na die leierpriesters toe gegaan met die doel om Jesus aan hulle oor te lewer. Toe was hulle baie bly, jy kan gaan lees. Hulle was baie bly en hulle het homself soos om geld aangebied en hy het gesê, goed, hy sal planne beraam en hy sal hulle laat weet wanneer die perfekte oomblik is. En ons weet hoe die verhaal verloop het. En so Judas was die eerste een. Dan lees ons hier in vers 1 van ons gedeelte en dadelik die oggend vroeg het die leierpriesters met die familiehoofde, skrifkenners en die hele Sanhedrin beraadslag. Hulle het Jesus toe geboei, weggeneem en aan Pilatus uitgelewer. So eers was dit Judas, nou is dit die leierpriesters wat Jesus aan Pilatus uitlewer. In ons laaste teksvers, vers 15 lees ons, Pilatus wou die skare tevrede stel, het Barabbas vir hulle vrygelaat, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Elke keer paradidomi, elke keer uitgelewer. Jesus is oorgegee, uitgelewer, dat daar iets met hom moet gebeur, spesifieke ding. Elkeen van hierdie mense het 'n spesifieke bedoeling gehad. Dit was dieselfde doel. Hy moet dood. Wanneer die Joodse raad by mekaar kom, daar vroeg die oggend, toe hulle so by mekaar kom en beraadslag, nou staan daar spesifiek, dit was die hele Sanhedrin, familiehoofde, dit was almal saam, hulle daai vertrekkie seker chokkenblok vol gesit, en redes genoem, en redes opgesoek, en wat sal nou die klag teen Jesus wees, en op die einde was die groot klag, dat hy van godslastering beskuldig moet word. Hy het teen God gelaster. Maar nou sit hulle met 'n probleem, want hulle wil hom nie stenig nie. As iemand van godslastering skuldig bevind word, dan word hy gestenig. Maar dan kan Jesus nie stenig nie, want daar is 'n groot deel van die volk wat aanhangers, wat disippels van Jesus is, nie net die 12 nie, 'n groot deel. En as hulle Jesus sou stenig, dan sou hulle in onguns kom by 'n groot deel van die volk. Ons kan praat, in ons taal kan ons praat van kerkskeuring. So hulle moes 'n ander plan maak. Nou wat is die plan? Hulle moet 'n ander klag teen hom kry. Want hulle moet hom aan Pilatus, aan die Romeinse heerser, oorhandig, uitlewer. Dan kan hy gekruisig word. Maar die Jode gestenig het die Romeine gekruisig. Maar hulle kan nou nie na Pilatus toe kom en sê, hierdie man is skuldig aan godslastering, kruisig hom nie. Dan sê Pilatus vir hulle, maar wat het dit met my te doen? Dis julle godsdiens. Dit het niks met my te doen nie. So hulle moet 'n ander klag. En daarom beskuldig hulle hom van 'n politieke opstand. Hierdie man sê, hy is koning van die Jode. Nie Pilatus die gouverneur of Herodes die keiser nie. Jesus is koning van die Jode. En nou kom hulle met hierdie groot vals aanklag
teen Jesus. En dan op 'n stadium, wanneer Pilatus vir hom vra, is u die koning van die Jode? Is dit 'n politieke vraag? En wat antwoord Jesus hom? Jesus antwoord hom, u sê dit. Nie ek sê dit nie. U sê dit. En daarom het dit vir Pilatus weer presies in hierdie ongemaklike situasie. In hierdie woorde is die leuen daarvan afleibaar. Jesus wou nooit 'n politieke verlosser wees nie. Die bevryding wat hy wil bring is nie van Romeinse oorheersing nie. Dis die verlossing van ons grootste vyand, Satan. Van die ewige dood. Die verlossing wat hy wil bring is verlossing van die ewige verwydering van die magtige, liefdevolle teenwoordigheid van God. Ons het net daai stukkie na die 10 gebooie gelees, wat die volk se reaksie was, toe hulle besef, hulle is in die magtige teenwoordigheid van God. My broer en suster, ons kan onsself nie indink hoe dit moet wees, om met jou hele wese te weet, dat jy nooit weer in die magtige, liefdevolle teenwoordigheid van God kan wees nie. Ons het 'n woordjie daarvoor. Die woordjie is hel. 2 Tessalonisense 1 vers 9. Hulle sal gestraf word met die ewige vernietiging, weg van die aangesig van die Here en sy magtige heerlikheid. En omdat Jesus dit weet, omdat hy weet, hy's besig om hierdie lydensweg tree vir tree te stap, verdedig hy nie homself nie. Hy, die onskuldige, bly stil ter wille van ons. Nie omdat hy nie homself kan verdedig nie, maar omdat hy hierdie pad van lyding en van verlossing gekies het ter wille van ons. Dit is destyds al in Jesaja 53 gesê, vers 7 sê, hy's mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp, nie sy mond oopgemaak nie, soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerders stom is, het hy sy mond nie oopgemaak nie. En wanneer Pilatus uit opsies uit is, draai weer na die skare toe, en hy probeer, toe hy nou vir Barabbas daar gebring het, toe probeer hy dat Jesus die gunstige een moet wees om vrygelaat te word. In sy woorde vra hy vir hulle, wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet vrylaat? Met ander woorde, daar gebruik hy weer die woorde wat hy net nou sy vraag gevra het, dat Jesus koning van die Jode is. Hy het nie eers 'n probleem daarmee nie. Hy weet, dis polities gesproke vir hom geen gevaar nie. Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat? Hy het immers geweet dat die leierpriesters hom uit afguns
oorgelewer het. Die leierpriesters, die skare egter opgestook, dat hy eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. Pilatus het hierop gereageer en weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê? Luister mooi na die woorde. Moet ek doen met hom wat julle die koning van die Jode noem? Hy weet, Jesus is onskuldig. Hy weet, dis blote jaloesie, afguns. En wat gebeur nou? Wanneer jy 'n skare opsweep, dan raak dit later so buite beheer, daar's geen logika nie. Daar's geen redenasie nie. Dis net hierdie emosie wat net al hoër en hoër en hoër styg. Nou word daar nie meer geredeneer nie. Nou word daar net geskreeu, kruisig hom. En wanneer Pilatus vir hulle vra, maar watter kwaad het hy gedoen? Dan sê hulle, kruisig hom. Hy kies terwille van die politieke stabiliteit in sy gebied waar hy heers, om dit te doen, na hulle te luister. Hy kompromiteer sy gewete terwille van politieke stabiliteit. Hy wil die skare tevrede stel, Barabbas vir hulle vrygelaat, maar Jesus het hy laat gesel en paradidomi om gekruisig te word, oorgelewer om gekruisig te word. Nou kom ons by die dieptepunt van die preek. Agter alles is daar iets diepers besig om te gebeur. Agter al hierdie menslike uitlewer en oorlewer is daar 'n goddelike didomie. 'n goddelike uitlewering. God die Vader wat sy seun uitlewer vir ons. Agter alles wat gebeur, terwyl Jesus hier voor Pilatus staan hy daar as die verlosser. Die oomblikke waar hy oënskynlik magteloos was hy aktief besig om versoening tussen God en mens te bewerk. Daar's 'n rede hoekom hy stil bly. Nie alleen word die skuld van ons sondes hierdeur uitgewis nie, maar as gelowiges word ons onder die heerskappy van Christus gebring. Wanneer Jesus uiteindelik sterf aan die kruis, wanneer hy opstaan uit die dood, staan ons in 'n nuwe verhouding met God. Paulus skryf later, Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, as hy so vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs nie sy eie seun gespaar het nie, maar om terwille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? God is nie 'n passiewe, stille toeskouer nie.
Romeine 8 vers 33. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat hulle vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dis Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, wat ook vir ons intree. Hierdie Jesus wat daar voor Pilatus stil gebly het, sit aan die regterhand van God en hy tree dag en nag onophoudelik vir ons in. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepings ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Hy het dit vir ons bewys. Die onskuldige het homself laat oorlewer en stil gebly terwille van my, terwille van ons. Mag ons dit nooit vergeet nie. Amen. Here, ons wil in stilte voor U kom buig, in eerbied. Ons wil in ons geestesoog daar by U staan, voor Pilatus, langs U, terwyl U stil bly. Terwyl U weet wat gebeur, wat kom, maar dat U dit vir my doen, vir elkeen van ons. Mag ons dit nooit vergeet nie, Here, kom deur die Gees, kom bind dit aan ons verstand en aan ons harte vas, lewenslang. Ons sal ons lewe in dankbaarheid aan U wy. Amen.